Welkom by Koffie en Kwadrate, mense. Dit is goed om julle terug te hê. So, daar's Vincent. Ek het mos gesê sy gaan skree. So, in die vorige les het ons geleer dat algebra eintlik net wiskunde is met onbekende waardes, okay? Maar vandag gaan ons 4 nuwe begrippe leer. So, moenie nie skrik vir die moeilike name nie. Teen die einde van die video gaan jy hulle sommer maklik kan uitken. Alright, so kom ons sê ietsie. Sê nou maar ons het 5x plus 3. Wat is dit? Okay. Hierdie eenvoudige uitdrukking bevat al 4 begrippe wat ons vandag gaan leer. Okay. So, wat is 'n veranderlike? Kom ons begin met x. Alright, ons het x. Wat is hierdie? Nou baie van julle gaan net sê x. Die antwoord is ja, maar in algebra noem ons dit 'n veranderlike. En as julle onthou van die vorige video het ek die definisie daarvan gegee. En ek gaan dit weer vir jou gee. 'n Veranderlike is 'n letter wat 'n onbekende of veranderende waarde voorstel. So, ek gaan vir jou verduidelik. As ek sê x is gelyk aan 8, dan is x gelyk aan 8. Maar in 'n ander som sê ek x is gelyk aan 25. En nou het x verander. Maar x is nou x, so die konsep daarvan is dat dit 'n veranderlike is, dit kan verander. Okay? So kom ons kyk gou 'n bietjie na voorbeelde. Net opskuif so. Alright. Sê nou maar ons het 4x. Wat is die veranderlike? X, nee? Dis ons veranderlike. Sê nou maar ons het 3y plus 2. Wat is die veranderlike? Y, ja. En sê nou maar ons het 7a minus 5. Wat is die veranderlike? A, reg. Julle kry nou die idee, né? Okay, maar ek wil beklemtoon, die veranderlike is altyd die letter. Okay? Nou kom ons beweeg aan na die tweede deel toe. Wat is 'n konstante? Okay? Ons vat blou. Kom ons sê ons het 4x plus 7. Right. So, watter deel van hierdie uitdrukking verander nooit? As jou antwoord is 7, dan het jy die regte dis daar gaan self weer. Dan het jy die regte antwoord. Okay? Hoekom? Want selfs al verander x, sê nou maar x is 2. En dit gee vir ons 8 plus 7 is 15. Okay, wat ook al. Of sê nou maar x is 100. Dan is dit net sowel dat 7 oral dieselfde bly. Dis net x wat verander het. 7 bly altyd 7. So dit is jou konstante. Okay? Die definisie daarvan is 'n konstante is 'n getal wat nie verander nie. Okay? Hou dit in gedagte. Alright. So kom ons vat net random voorbeelde. Wat van 3x plus 8? Wat is die konstante? 8. Okay. 7a, ek dink hierdie een gaan julle dalk vang, minus 12. Wat is die konstante? Minus 12, nee? Daai minus is by die 12. Net soos daai plus by die 8 is daai minus by die 12, so dis minus 12. Okay. 5y plus 100. Nee, genigtig. Wat is die konstante? Plus 100. Okay. Kom ons gaan aan
na die derde deel, koëffisiënte. Nou, dis 'n moeilike ding om uit te spreek en partykeer moeilik vir leerders om te verstaan. Maar kom ons begin eenvoudig. Alright? Kom ons begin eenvoudig. Sê net maar ons het 5x, né? OK. Hoeveel x'e het ons? Ons het 5. So, die getal wat saam met die veranderlike werk, noem ons die koëffisiënt. En ek gaan hom sommer uitskryf, dat julle net weet hoe om dit te spel. Q-E dubbelpunt, kan nie lekker daai kolletjies sien nie. Koëffisiënt, hy 2 van daai woord eers. OK. So, 'n koëffisiënt is die getal wat voor die veranderlike staan. Voor die veranderlike. OK? Alright. Kom ons vat 'n voorbeeld. 6x. Wat is hierdie koëffisiënt? As jy sê 6, dan is jy reg. 12a. Wat is nou die koëffisiënt? 12. Wat van minus 8y? Nou is dit minus 8, OK? Dit is een en dieselfde. As daar 'n minus is voor getal, dan is hy by die getal waar hy staan. As dit 'n plus is wat voor die getal staan, dan is die plus saam met daai getal. OK, dis baie belangrik. Nou vir 'n baie belangrike een. Sê net maar jy het x. Wat is hier die koëffisiënt? As jy sê daar is nie 'n koëffisiënt nie, dan het jy die kat aan die stert beet, want voor hierdie x staan 'n 1. Die rede hoekom ons 1 uitlos is omdat dit vanselfsprekend is. OK? Maar dis nog steeds sy koëffisiënt. Hy het nog steeds 1 as 'n koëffisiënt. Baie leerders sê daar is nie 1, maar soos ek verduidelik het, daar is. Ons skryf hom maar net nie. X beteken 1x. Dis is die koëffisiënt 1. Dit is 'n baie belangrike konsep. OK. Nou vir die 4de deel. Die 4de deel loop nou so. Wat is 'n term, sê julle dink? OK, kom ons sê ons het 5x plus 3y minus 8. OK. Nou, ek vra vir julle, hoeveel stukke sien julle hier voor julle? OK. Elke deel wat deur 'n plus of 'n minus teken geskryf word, is 'n term. Dus is dit 5x, 3y en minus 8. Dis ons 3 term. Dis jou eerste, dis jou tweede, dis jou derde term. OK. Nog 'n voorbeeld kan wees, sê nou maar 2x plus 5. Hoeveel terme is daar nou? 1, 2 terme. Dit maak nie saak of dit 'n konstante is nie, dit maak nie saak of dit 'n veranderlike is nie. As dit geskei word deur 'n plus of minus teken, is dit deel van 'n term, OK? Sê nou maar ons het 7a. Nou het ons net een term. Sê nou maar ons het 4x minus 3y plus 9 plus, is nie baie mooi 9 nie, plus 2z. Hoeveel het ons nou? 4. 1, 2, 3, 4. Alright, so die definisie van 'n term is dat 'n term is elke deel van 'n algebraïese uitdrukking wat deur 'n plus of 'n minus geskei word. Nou gaan dit gou weer herhaal. 'n term is elke deel van 'n algebraïese uitdrukking wat deur 'n plus of 'n minus geskei word. Alright. Oeps. OK, lyk my spasie raak nou min hier. OK, so alles saam. Kom ons vat 'n ander kleur.
So ons het hier 6x plus 9. Okay? So wat is die veranderlike? Dis x. Wat is die koëffisiënt? Dis 6. Wat is die konstante? Dis 9. En hoeveel terme is daar? 1, 2 terme. Okay, kom ons doen nog een. 8a minus 5 plus 3b. Ok. Hierso, wat is die veranderlikes? A en b. Ok, ons het 2 veranderlikes hier. Die koëffisiënte 8 en 3. Ok. Die 5 is 'n konstante. Ek bedoel die minus 5 is 'n konstante. So, dis nie 'n koëffisiënt nie, dis 'n konstante. So, ons het 3 terme hier. 1, 2 en 3. Alright, kom ons doen nog enetjie. 12m. Okay. Wat is die veranderlike? M. Wat is die koëffisiënt? 12 en wat is die konstante? Daar's geen. Jy hoef nie te sê 0 nie, want dis maar net geen. Okay. Alright, en hoeveel terme is daar? Daar's net 1. So, ek gaan net so 'n paar algemene foute uitlig. Party leerders dink dat 5x, nee, 5x is 2 terme, maar dit is nie. Dis 1 term. Daar's 'n koëffisiënt en daar's 'n veranderlike en hy's 1 term. Okay? Die tweede fout is dat leerders dink dat x het nie 'n koëffisiënt nie en ons het nou net daaroor gepraat. Dis verkeerd. Daar is altyd 'n 1 voor 'n x, okay? Of voor 'n y, maak nie saak nie. Voor die veranderlike is daar altyd 'n 1 as daar nie 'n ander getal is nie. Okay? So die koëffisiënt is 1. Die derde fout wat leerders baie keer dink is dat die konstante is altyd die laaste getal. Maar dis nie altyd so nie. Kyk hier. 7 plus 3x. Aangesien dit nou 'n plussom is, maak dit nou nie regtig saak of die 7 voor of agter staan nie. Maar in hierdie geval staan die konstante voor. So dit is nie altyd heel agter nie. Okay? Die konstante is steeds 7. So, ek gaan miskien net so 'n bietjie opbeweeg tot waar ek kan. Dis ek. Alright. So kom ons kyk gou. Ek gaan vir julle sommer net 'n paar mini vrae gee wat julle vir my in die comments kan sit en dan sal ek sê of dit reg is of nie. Okay. Kom ons maak so. So gee vir my die veranderlike van 4x plus 6. Dis die eerste vraag wat julle in die comments vir my kan sit. Okay, die tweede vraag is, wat is die koëffisiënt van 9y? Okay? Die derde vraag is, wat is die konstante van 8a minus 3? Okay? Die vierde vraagie is, hoeveel terme is daar in 5x plus 2y minus 8? En dan die laaste enetjie wat julle kan doen vir my, is wat is die koëffisiënt van x? En ja, kyk of julle dit kan doen. As jy kan, wonderlik. Nou ja, ek gaan net 'n kort opsomming gee van wat ons gedoen het. So basically, 'n veranderlike is 'n letter wat 'n onbekende waarde voorstel, soos x. Okay? 'n konstante is 'n getal wat nie verander nie, soos sê nou maar 7. 'n koëffisiënt is die getal voor die veranderlike, soos 5 in 5x. Jy weet, 5x, daai 5 daarvoor, dis 'n x. Dis 'n koëffisiënt. Alright, en 'n term is elke deel wat deur 'n plus of 'n minus geskei word. So sê nou maar 5x plus 3y minus 8. Dan sit 5x, 3y en minus 8. Alright. Fantasties.
So vandag het jy 4 van die belangrikste boublokke van algebra geleer. Van nou af sal jy na enige algebraïese uitdrukking kan kyk en dadelik die veranderlikes, koëffisiënte, konstantes en terme kan uitwys. So in die volgende les gaan ons leer wat 'n algebraïese uitdrukking is, hoe dit verskil van 'n vergelyking en hoe om uitdrukkings korrek te lees en te skryf. Okay. So ek daag jou uit om hierdie 5 sommetjies te probeer. Gaan terug in die video om net te hoor wat dit is wat ek vra. Maar ja, dan sien ek julle in die volgende een.